Daar is 'n nuwe jaar wat voor ons lê en wat gaan hierdie jaar se boekdeel van jou spreek, wonder ek. Maar vir nou, vir Januarie gaan anker ons eers terug na dit wat ons verlede jaar ervaar het. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt en vir ons Januarie episode is dit ons gaan soek in ons argiewe vir ons beste van 2025. Hierop volg ons twee beste onderhoude vir Augustus 2025. Eugene Shepherd is die finansiële direkteur van die Pupkewitz Maatskappye Groep. Welkom in die kletsstoel, soos ek daarvan moet doen. Baie dankie Dani, dis goed om hier te wees en is 'n voorreg. Dankie. Ek dink nie net Namibiërs nie, ook baie mense in Suid-Afrika en elders as 'n ou vra, noem Namibiese besighede op. Dan gaan Pupkewitz daar binne daai eerste paar antwoorde van mense wees. Dis 'n 100 jaar, hoe ervaar jy die belewenis? Dis nogal 'n opwindende en 'n voorreg om deel te wees van so 'n mylpaal in die maatskappy. Dis my 13de jaar wat ek daar werk. Maar ek moet sê ek kan sien die onderliggende 100 jaar wat daar is en ek sien uit dat hulle vir nog 100 jaar hier rond gaan wees. Vertel vir mense presies wat gaan julle doen in hierdie feesjaar? So dit het afgeskop met die 14de Julie wat die 110de verjaarsdag sou gewees het van die wyle meneer Harold Pupkewitz wat vir baie lank aan die helm van die maatskappy gestaan het. So ons het laasweek het ons dan nou aangekondig dat die Pupkewitz Foundation wat die arm of die deel van die besigheid is wat die skenkings en die gemeenskapswerk doen van die maatskappy, het hierdie jaar alleen gaan hulle spesifiek 10 miljoen rand bestee aan verskeie projekte. En dan vir die res van die jaar het ons die verskillende maande geoormerk vir verskillende goeders. Ons gaan 'n maand hê wat ons fokus op ons kliëntebasis, ons 'n maand wat ons fokus op ons werknemers en ons spanmaats, 'n maand wat ons fokus op die gemeenskap. En dan saam met die 10 miljoen aankondiging het ons ook laasweek weer begin met die Ethel Pupkewitz Feeding Scheme waar die staf een keer 'n week ry hulle uit na die behoeftige dele van die stad toe en eintlik dwars oor die land en gee vir die mense wat honger ly, doen ons dan 'n voedselskenking en help om veral op die baie jong kinders met die sogenaamde early childhood development om vir hulle te help aanvulling vir hulle voedsel sodat hulle kan meer fokus in die klas en die skole en so. So al daai programme een na die ander aan die gang kom. Eugene, ons gaan 'n bietjie later terugkom by die groep en sy filiale. Jy sê jy het al 'n hele klomp jaar daar agter die blad. Oom Harold Pupkewitz was 'n absolute legende, sy twee broers ook. Het jy 'n staaltjie of wat van hoe jy dalk nou die eerste keer met hom kennis gemaak? Ja, ek het die voorreg gehad om 'n paar keer met meneer Pupkewitz te werk, onder andere op die Namibia Chamber of Commerce en ander plekke. En ek het die besondere eer om die laaste persoon te wees wat hy persoonlik aangestel het. 'n keer of twee het ons al gepraat dat ek by die groep sal aansluit, dit het nooit uitgewerk nie. En hier nader aan sy einde in 2012 het hy my genader en ons het toe tot 'n vergelyk gekom oor aansluit by die maatskappy. Ek was nie bevoorreg genoeg om saam met hom in die kantoor te werk nie. Ek moes my kennis uitwerk in 'n ander plek, maar ek het saans na sy kantoor en dan later toe dit bietjie minder goed gegaan het by die huis by hom aangeklop en dan het hy my vertel oor wat sy visie is en sy wense vir die groep en hoe dit moet aangaan en wat hy graag wil sien gebeur. Hy was 'n besonderse mens, hoogs intelligent. Dit is vir my baie interessant, net vroeër het julle gepraat van die gebrek aan onderwys en so aan. Dit was een van sy passies vir Namibië is onderwys, geletterdheid. Hy baie streng daarop gewees. Na oorvertelling kon hy lyssyfers net so met sy vingers so aftrek en dan het hy onder het hy die totaal gehad. Hy het nie 'n sompompie nodig gehad nie. En hy was baie erg oor eerlikheid en etiese optrede. Baie hardwerkend en daai leef aan in die maatskappy. Hy het self van vooraf gelei baie hard, baie lang ure gewerk, verwag dieselfde van sy mense, maar goed na hulle gekyk. Dis almal deel van die familie en dis deel van die ethos van die maatskappy. Dis 'n familiebesigheid en almal
in die besigheid is familielede. En dan het hy, ek het net 'n klein bietjie daarvan gesien, maar in 'n oorvertelling was hy baie gesteld op fisiese gesond lewe en elke oggend geswem, trappe geklim tot so lank as wat hy kon op 96. So ja, 'n baie volronde mens gewees. Jy noem nou daai absolute werksywer en hardwerkendheid. Jy sê dis iets wat julle nog steeds by julle eie werknemers, jy weet, benadruk. Dis tog iets wat ons ook, jy weet, almal as Namibiërs so wyd as moontlik moet onder mekaar benadruk. Dit is absoluut 'n resep vir sukses. As jy nie daai ywerigheid en hard werk en toegewydheid lewe nie, dan gaan jy net sukkel. Mens kan nie op jou rug lê en verwag dinge gaan gebeur nie. En deel van die saamlewe en almal opgewonde kry en deel van ons hele gesteldheid op diens. Ons is geweldig gesteld op diens en jy kan net diens aan mense lewer wanneer jy fliks is en ywerig is en vinnig beweeg. Jy kan dit nie teen 'n slakkepas verrig nie. Met die jare het die groep natuurlik ook verskriklik uitgebrei wat sy sakebedrywighede betref. Ja. Soms volgens net bietjie daai pad op en waar die- staan julle nou presies? Ja, so die 100 jaar vieringe is eintlik die 100 jaar van bestaansviering van die maatskappy in min of meer sy huidige formaat, waar hulle in 1925 op Okania die eerste algemene handelaar oopgemaak het. Later het hulle verhuis na Windhoek toe, daarna by Assonplatz Sirkel het hulle die eerste winkeltjie oopgemaak. En so het die groep deur die jare verskeidenheid van produkte geonderhandel en meestal 'n algemene handelaar, baie heide en velle ook gedoen deur die jare toe daar nog 'n massiewe mark in dit was. En toe in die 70s het hulle die Toyota franchise aangeskaf en dit het die begin van die motorkomponent van die besigheid. Later jare het hulle die bou en hardeware gedeelte aangebou. So in sy huidige formaat vandag is die groep het so 2000 net amper 2100 werknemers. Ons het takke vanaf Oranjemund tot in Katima Malilo op klein dorpies, groot stede, oral is ons. Daar's die een van die meer bekende komponente van die besigheid is Pupkewitz Megabolt wat die hardeware en konstruksie industrie is, en dan het ons ook onlangs soos die kykers seker sal weet daai Megabolt lifestyle winkel in Kleine Koepel opgemaak wat bietjie meer van 'n volronde vir die hele familie om dinge te gaan inkopies doen. Dan het ons die motorafdeling wat Toyota, BMW, Nissan, Volkswagen en ander produkte insluit. Ons het dan ook Pupkewitz Megatech wat ons elektriese ware en renewable energy solarstelsels, allerlei moderne tegnologie rondom elektrisiteitsverwekking en sulke goeders doen. Pupkewitz Catering Services wat industriële kombuise, oonde, sulke tipe goeders doen. En dan is ons 'n mede-aandeelhouer in Kaap Agri wat deesdae handel onder Agrimark wat in die landboubedryf verskaffer is. So dis die grootste kerndeel van die besigheid. Ek dink almal het 'n storie oor Pupkewitz en hulle ervaring. Miskien my familie kom daar uit Kalkerrand en daar was ook 'n winkel dink ek wat oom Morris bedryf het op 'n stadium. Deel met ons julle mooi stories ook as jy kyk of later op sosiale media. Jy sê dit gaan oor terugploeg nou deur die stigting met hierdie 10 miljoen. Hoe werk die proses? Kan organisasies aansoek doen om ondersteuning dalk byvoorbeeld of het julle klaar, jy weet, soort van plan gemaak, waar gaan julle die geld bestee? Ons het altyd breë kategorieë waarna ons kyk. Ons kyk onder andere na opvoeding, na gemeenskapsopligting, ons kyk na sport, verskeie goeders. Daar's 'n raad van 7 trustees wat bestaan uit familielede as ook die bestuurende direkteure van die verskillende divisies, wat dan 'n paneel vorm en kyk na versoeke wat inkom. En dan kyk ons baie na hoe ondersteun dit die besigheid en die gemeenskap waarin ons werk, hoe ondersteun dit die staat se doelstellings onder NDP 7, NDP 8, 6, daai NDP 5 en NDP 6, ekskuus. Sodat ons kyk na dat ons wanneer ons skenkings doen en bystand lewer, dat dit selfonderhoudend kan word.
baie keer gee mens geld en dan verdwyn dit net, of die projek is kan nie homself volhou. Die volhoubaarheid is baie belangrik. Maar ons gee waar ons besluit die behoeftes is. Ons het klaskamers gebou op Groot Elp, op Ruakana en Runtu. Ons het ambulanse herstel, ons het Onanjokwe Hospitaal gehelp, ons het die kliniek op Kois help, ons so water vir die wilde perde by ons. Dit is werklik divers. Ons het bekende sportgeleenthede wat ons ondersteun, soos die Popkewitz Jetty Mile, die Popkewitz Gala. Ons het atlete gestuur Nigerië toe, vele kere Suid-Afrika toe, Peru toe, China toe. So ons doen 'n baie groot verskeidenheid, maar ons besef ook en ons sien die behoefte is massief daar buite. Ongelukkig kan jy nie almal help nie. Dit is vir ons baie hartseer, maar ons probeer soveel as moontlik, so ver as moontlik en alles probeer kry tot op daai, soos ek gesê het, op daai selfonderhoudende fase. Wat is julle boodskap vir Namibië as 'n groep? Ons glo baie sterk dat 'n mens moet saam staan, saamwerk en dat jy moet deel wees van jou gemeenskap. Ons hele uitgangspunt is dat ons is deel van ons gemeenskap, ons ploeg terug in die gemeenskap en daai gemeenskap is ook ons werknemers en die regering. So as ons almal saamwerk en saamtrek en elkeen sy plekkie in die son gun, dan kan 'n mens baie ver kom. Dit is geweldig belangrik. Ons vind as ons kleiner maatskappye of eenmansake begin ondersteun en saam met hulle die paadjie stap en ons kennis, ons help hulle met tegniese kennis, met finansiële ondersteuning, word hulle later groot kliënte en raak ons familie deel en daai familie ethos bly deel van alles. Ons mag dalk nie biologiese familie van mekaar wees nie, maar ons is uiteindelik almal saam familie in hierdie land en dis die enigste manier om vorentoe te streef. Dis 'n wonderlike beskrywing, die Namibiese familie. Ja. Miskien net persoonlik gou, jy weet, wat staan vir jou in jou loopbaan en jou betrokkenheid by Popkewitz uit, jy weet, as van daardie oomblikke wat jou sal bybly? Ek is nogal, dit is vir my, ek is trots om te sê ek werk by Popkewitz oor net daai familie, daai familiegevoel. Ons sit verskriklik baie terug in opvoeding. Ons doen volwasse geletterdheidprogramme vir ons mense wat miskien met 'n ou standaard 8, weet jy hoe die nuwe tegnologie werk, uitkom, probeer ons hulle deurkry dat hulle matriek kry, wiskundige woordgeletterdheid. Ons doen graduate intern programme waar ons mense invat. Ons het al oor die 250 interns ingevat vir 6 maande werksondervinding. Meer as 30% van hulle kry dan by ons voltydse werk. Ons werk saam met die NTA om mense tegniese vaardighede te leer nadat hulle akademiese opleiding voltooi het in die tegniese sentrums. En daai hele strewe om deel te wees van 'n familie en jou deel te maak dat jy bly. En wat baie lekker is nogal vir my baie interessant, mense kom na ons toe, word opgelei, gaan dan elders in die land en word of baie suksesvol en dan soms kom baie van hulle weer terug en kom sluit aan by die groep, maar met nuwe kennis by en dis nogal 'n baie opligtende ervaring. Dis bemagtiging wat 'n verskil maak, Eugene. Absoluut. Baie dankie dat jy by ons kom kuier. Baie dankie Dani. Lekker dag. Dit was Eugene Shepherd, finansiële direkteur van die Popkewitz groep met 'n Namibiese storie. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom.
Ons is vandag op Kletskompas uiters bevoorreg om twee baie veelsidige en kreatiewe mense saam met ons in die ateljee te hê en dit is altyd vir my die lekkerste geselsies. DJ Rise, julle ken haar dalk as Lisa Ellers en daar heel gewoonlik Gigi has arrived. Daar's gewoonlik 'n baie fabulous kostuum daar. Maar vandag sommer net Roberto by ons gegaan het met julle. Goed, dankie Irene en self. Baie goed vir Irene, kan nie slaan nie. Lekker om julle hier te hê. Goed om jou weer te sien. Dis goed om julle te sien altyd. So julle is Vrydag en Saterdag by Craft Cafe hier in die hoofstad en julle is nou al 'n kort tydjie onder julle ander name en julle ander personas. Yes. Vertel vir ons 'n bietjie meer. Wel, Craft Cafe Bellissima, Irene, ek moet dit stres, want Craft Cafe Bellissima is by Hilltop Village next to the Grove Mall of Namibia. Want baie van ons gaste het soms na Warehouse Theatre se Craft Cafe toe gegaan en hulle like, Lisa, ons is hier, maar waar is julle? So ons wil net stres dat dit by Craft Cafe Bellissima gebeur, 7 uur tot 10 uur Vrydag en Saterdag. En ja, Roberto en DJ Rice is soos my kind, ons speel. Ons speel af met mekaar, ons boost mekaar op en die genre vir die naweek is disco. En natuurlik, ek is so trots op Roberto want Roberto is besig met 'n nuwe Namibiese genre called Namtech. So dis amper soos Namibian techno. Maar natuurlik incorporeer ons daai Afrika vibes, daai gevoel van proudly Namibian. Absoluut. Ek wil net sê, weet julle dat om 'n musikant of 'n opkomende musikant is musikant reg? Ja. Maar dat ek reg Afrikaans. Ja, praat reg Afrikaans, moenie worry nie. Te wees is ek het nie geweet dit gaan so moeilik wees as ek hierdie support system gehad het nie. Sou dit vir my baie moeiliker gewees het om dinge te doen gekry, verstaan jy? So ek het met Lisa op hierdie journey gehop en ek het my ore gehou en gesê ek wil leer, ek wil weet wat gaan nou hier aan. So kom ons klets bietjie. So ons is 5 jaar wat ons Song Night het ek begin met haar. Ja. En ek het Song Night perform en toe het Lisa net vir my gelaaf en gesê ek hou baie van jou. Wie is jy? Dis ek maar ek hou van jou en toe vind ons uit wat ons verjaar op dieselfde dag. 1 Januarie babie. Nogal, nog 'n spesiale dag ook. Happy New Year, happy birthday. So Lise, jy het nou natuurlik hierdie jong talent onder jou en julle doen baie dinge saam. Dis nie net hierdie nie, dis nie net musiek nie. Maar jy het nou hierdie jong talent onder jou en jy was ook eens 'n jong talent en jy's nou baie meer van 'n veteraan in die vermaaklikheidsbedryf in Namibië. Ondervind jy dat daar die uitdagings van jong talent in vermaaklikheid verander het sedert jy begin het? Dit het verander sedert COVID-19 alles gechange het. Ek moet sê die opkomende kunstenaars, hulle het 'n ander tipe environment om in te operate. En ek praat nou maar so Engels, Afrikaans deur mekaar want in my dag ek het gesing, mense het geweet ek is 'n sanger. Nou kan ek nie net 'n sanger wees wat mooi sing nie. Ek moet nou my klere promote. Ek moet nou kos maak. Ek moet nou enige iets wat content, kreatiwiteit bewys, moet ek daar buite kan sit sodat mense nie net my musiek kan volg nie, want jy kan nie net 'n eensydige kunstenaar wees in hierdie vandag, Irene. Dis hoekom ek noem ons Rodelio, my co-CEO van Drag Night, ons noem vir Roberto the original drag queen of Namibia. En dit is Gigi se drag, dit is Gigi ook as 'n model vir 'n Windhoek Fashion Week. Ja. Dit is die veelsidigheid wat eintlik nou bewys dat jy moet maar verskriklik baie energie in jou werk in toepas. Jy moet verskriklik baie visie hê om dit te kan maak as 'n kunstenaar, want om net te sing, jy sal nie jou rekenings kan betaal nie. Ja, absoluut. Ons het al verskeie kere met verskeie kunstenaars op Kletskompas spesifiek hieroor gepraat. Maar Roberto, vir jou, Lisa het nou genoem, jy moet baie meer bemarking doen en platforms gebruik. Ja. Was dit vir jou oorweldigend om skielik daai transisie te maak van, of daai oorgang te maak van, ek is 'n private persoon wat bietjie rondspeel op sosiale media tot ek is 'n publieke persoonlikheid wat moet regtig werk maak hiervan? Dit was 'n helse change in my lewe. Dit was gou jy moet bykom of jy moet wegkom. Dit is dit. In die musiekbedryf en in die
entertainment industry in general, is dit baie 'n ding van jy moet vinnig wees. Van mense soek die entertainment tyd en jy moet op trend wees, verstaan? So it takes a lot for you to actually keep up with what's trending now, what's trending in Namibia now, specifically, because we have a different demographic of audience members. And also, I just had to learn. Ek moes geleer het, ek moes myself daar uitgesit het, ek moes myself baie meer bekendstel aan goeders wat ek nie geweet het van nie, verstaan? So sound, lightning, daai tipe goed. Ek is nou eintlik om van plan om daai goedjies te studeer, dat ek meer kan weet van wat is dit wat aard create. Die ligte maak ons mooi op kamera, die wat, verstaan? So, dit het vir my baie aanpas, ek het baie swaar aangepas, maar sy het my gedryf. Sy het gesê, kom, jy kan diskosing, jy kan dit doen, ek glo in jou. So, om daai support system te hê, ek wil net sê, jy weet, is baie belangrik. Soms doubt jy mens jouself so baie, en dan nodig ons mense soos Lisa, wat vir net sê, jy het dit dan gedoen laas jaar 1980, hoekom kan jy dit nou doen nie? You've done it, you can do it. Ja, en dan wil ek by julle albei hoor, julle is albei kunstenaars wat in julle verskeie vorms grense verskuif. Nie net noodwendig met Drag Night waar julle geweldig betrokke is, wat jy weet baie gebonde is aan die LGBTQ gemeenskap nie, maar soos wat ons nou genoem het oor Namtech. Julle verskuif geweldig grense in dit wat julle doen. Maar is dit vir julle moeilik om die algemene Namibier, Jan Alleman, saam met julle te vat? Dink jy hulle daai curiosity, as ek 'n Engelse woord kan gebruik, oor nuwe kunsvorms? Ek dink ek en Gigi kan saamstem op die feit dat toe ons Boet en Sis gedoen het in 2021 in die hart van COVID, het ons besef ons gemeenskap moet saamgebring word. Maar dit is nie 'n maklike taak nie. Dit is hoekom ons probeer nou meer Afrikaanse musiek, ons probeer ons heritage bespreek, ons probeer na die gemeenskap toe gaan, in Kommersdal, in Katutura, in Mariental, in Reebot, om net te sê, mense, ons is julle se mense. En dit is heerlik as ons gedress up is en ons gaan in 'n bakery en die mense but at the same time om in jou hometown te kom en iemand sê, wow, jy het my lewe verander. Daai een ding wat jy gesê het, just show up, Lisa, that changed my life. Dit is waarvoor ons voel, ons gaan nie ophou nie, Irene, even if we get so much criticism. Jy weet, ek het verskriklike criticism gekry toe ek ook so bietjie myself on the show gesit het in Toronto, but I knew I could do it, want ek was in 'n absolute safe space met die LGBT community. Ek gaan mos nou nie met my hele borskas hier in Windhoek kom rondloop nie, want dit is nie necessarily a pride parade nie. So mense moet ook begin besef, ons trek 'n verskillende manier aan in spasies waar ons veilig genoeg voel om dit te doen. Ons sing Afrikaans in spasies waar ons sien, ons moet nou Afrikaans sing, laat die mense verstaan, ons het respek vir ons medemens. Ons wil ons 'n storie vertel. En hierdie kind wat hier langs aan my sit, wel, ons is almal oor 30. Dis Anyway, ons het nog soveel werk om te doen. En ons gaan nie ophou nie, want ons is altyd op pad Johannesburg toe in November. Ons verteenwoordig weer eens ons land. So vir my gaan dit oor put respect on my check, you know. Ons doen iets vir ons land met ons mense en ons weet ons alienate baie mense want ons is pioneers. Ons is letterlik pioneers. En ek sê dit met 'n volle bors want ons was vanaf ons dag in hierdie kreatiewe industrie. We're shaping genres, we're moving and shaking the industry. En ons wil nie ophou nie. Ons gaan net aangaan met die hulp van mekaar en ons mense. En dan laastens voordat ons gaan ek daar vir die jong talent ons laaste spreekwoord gee. Roberto, wat dink jy moet die algehele Namibier verstaan om julle te volg? Dis natuurlik verskriklik lekker om 'n nuwe kunsvorm te kan volg, om iets nuut te kan sien. Wat dink jy daar's 'n wanpersepsie, iets wat hulle moet verstaan om te kan saam met julle beweeg in julle kreatiewe spasie? Definitief, Irene, ek dink hulle moet mense wat in general 'n kreatiewe persoon wil volg en wil op hierdie journey gaan saam met die persoon, moet weet dat ons doen nie die ordinary nie.
we will never do the ordinary Namibia, never kapewa. That is my favorite word, never kapewa. So ons hou van ongemaklike goed doen, wat mense bietjie cringe, but then also at the same time, dat besef die persoon, maar die is dan iets wat ek nog nooit gesien het, wat gaan nou hier? Jolt hulle bietjie. Ja. So ons is baie bedrywig, ons is loud. Ons is baie bedrywig, ons is loud because we've been silenced for so long and we've been fighting for so long, you know, as queer people, and not just that, as artists even. In Namibia spesifiek, om te sê, het ek agtergekom, Namibia se mense kies wie hulle wil ondersteun, verstaan? Byvoorbeeld, ons het nou, die netbalspan het nou goud of iets in Abu Dhabi gewen of iets. Niemand het daaroor gepraat nie. Maar toe Mbomba wen, toe praat almal daaroor. So people have a specific selection of who they want to support and all. Dit moet sterf. So om te groei in die artistry, in die wêreld van kreatiwiteit, van creatives, maak seker jy verstaan die art. En if not, gaan sit en kyk wat doen die persoon en dan verstaan jy definitief wat gaan. And show up, just show up. Because without showing up, you won't know. Ja, absoluut. Ja. En ons hoop om almal tog Vrydag en Saterdag. Vrydag en Saterdag asseblief by tog. Craft Cafe Bellissima te sien. Dress warm, it's an outside venue, but it's nog steeds intiem. En natuurlik dit is die plek van veteran jazz sangeres Sharon van Rooi. So ons wil ook net dankie vir haar sê dit sy 'n platform vir ons as kunstenaars gestig het. En dis free of charge. Free of charge, kom kry jy pizza, hulle maak lekker pizza, as ek sê vir julle. Ek hoor hulle maak verskriklik lekker kos. So daar het jy dit, as jy 'n slag jou vermaaklikheidsin 'n bietjie wil opkikker, dit is Vrydag en Saterdag by Craft Cafe Bellissima. Okay, baie dankie dat julle by ons was. Dankie baie. Okay.